En ek vertel hierdie storie, miskien het jy dit al gehoor, maar hulle sê dat wetenskaplikes sê dat die mens, the human breath, jou asem, hulle sê dat dit vat 4 sekondes om so asem in te haal. Maar in daai 4 sekondes, nie is wat die wetenskaplikes sê, is daar 300 miljoen klein ligsakkies. Nou, ek weet nie wie dit getel nie, het seker rukkie gevat, maar nog meer. 300 miljoen klein ligsakkies in jou longe, wat gevul word met hierdie 4 sekondes van asem. En daai 300 miljoen ligsakkies maak dat jy kan lewe. So ek wil jou vra, as jy wil, saam met my net so maak. Dis wat jy maak, is dit nie amazing nie? Dis hoe God jou gemaak het. Ek dink dis net verstommend om te dink dat God maak ons so spesiaal. Wie kan dit verander? Totdat iemand op 'n siekbed lê en skielik is asemnood 'n werklikheid, dan waardeer ons weer ons asem. Dis regtig vir my voorreg om vanoggend hierdie nuwe kwartaal saam met jou te kan begin. Ons het verlede week begin en ons het sê ons is Digratia en sommer net so 'n bietjie probeer vertel van waarom bestaan Digratia en ek nooi jou regtig waar, as jy nie verlede week gekyk het nie, gaan kyk gerus die YouTube video. Ek wil graag hê veral vir hierdie volgende, is nou verlede week en die volgende 3-4 weke wil ek net so 'n bietjie vir almal van ons sê waantoe is ons op pad. Ek dink dit is belangrik dat ons sal weet waantoe ons op pad is. Ons is nou nie net om jou besig te hou nie. Dit is nog altyd my filosofie en bediening. Ek probeer nie kyk hoe besig kan jy jou maak nie, inteendeel, ek wil nie hê jy moet so besig wees met kerk, dat jy nie by God uitkom nie. So ek wil jou vra, dat jy hierdie 4 weke, ten minste 5 weke saam met ons sal journey. So ek sê, waarom bestaan Digratia? En miskien dink jy ook daaroor. Maar my antwoord was in kort geweest, dat God roep mense, maar hy roep ook gemeentes. So elke gemeente, en die mooi woord daarvoor is, het 'n redemptive gift of 'n verlossingsgawe. Elke gemeente het 'n verlossingsgawe. Elke gemeente roep God om 'n baie spesifieke identiteit te hê. En daai identiteit dan uit te leef. Ons is besig om 'n gemeente te word. Ons het oor begin van September, die 6de September, dan hou ons eerste verjaarsdag. Dan is die jaar oud, as weet nou wil glo of nie, ons is 'n jaar oud en ek wil hê jy moet die datum oophou want dit gaan baie spesiaal wees. Maar God roep ook Digratia om iets spesiaals te doen, iets wat anders is in Klerksdorp as wat die ander gemeentes doen. En ek het vir julle gesê, hier's 'n teksvers wat ek glo die Here gee vir ons, en ek het julle verlede week gevra, gaan bid 'n bietjie oor hierdie teksvers, en kyk of jy kan assosieer met dit, en dis Handelinge 20 vers 24, waar Paulus hierdie skryf, hy begin dit, en ek dink is dit net so amazing, ek weet nie, statement wat hy maak, hy sê, my lewe is kosbaar, ek weet ons almal verstaan, en as jy weer eens by 'n begrafnis was, dan besef jy eintlik hoe kosbaar lewe is, so intens hartseer die mense is oor 'n lewe wat weg is, my lewe is kosbaar, en dan sê hy, maar ek reken dit van geen belang nie, en nou kom hy by die essensie van die saak het, nou ek glo, hierdie is iets wat die Here ook vir Digratia gee, is, hy sê, om my lewenstaak te voltooi, die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak, en dan sê hy die woorde, dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. As jy dit nog nie weet nie, die woord Digratia kom van die woord God se genade. Sê om hierdie evangelie van God se genade te kan verkondig. En dan saam met dit Jesus se woorde, want dit is vir my nogal interessant, woensdae aande, dan doen ons doen Paulus se teologie, en dit is my belangrik om Paulus se teologie in lyn te kry met wat Jesus ons geleer het. En Jesus is in Johannes 20 vers 21, dan sê hy hierdie vir sy disippels, hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En dis die missio Dei, die mooi Latynse woord, vir die sending van God. God stuur ons, en ek en jy is gestuur. En ek weet, baie keer soek ons eintlik maar net 'n kerk. 'n plek waar ek net Sondag kan heen gaan, en dan as ek doodgaan, begrawe hulle my, en as my kinders wat trou hulle. Jy weet, dis min of meer wat ons voel, as ek net 'n kerk het, wat dit vir my gaan doen. Maar Digratia gaan nie daai kerk wees nie. Ons sal jou begrawe, ek beloof jou. Ons sal jou begrawe. Ek het vroeg in my bediening, ek was regtig, ek het klaar gestudeer, en toe het ek nie 'n gemeente nie, ek kry toe nie 'n beroep nie, en nou sit ek, en ek het niks om te doen nie, en toe gee ek my naam by Afpop daar in Johannesburg op.
En ek sê verlas ek iemand, en ek het mense begrawe, ek meen hulle is nou, en nie ligtelik nie, het was net iets, ek onthou die eerste keer dat ek daar staan, ek besef, maar ek het geen idee hoe begrawe jy, ek moet nou bevoorbereid vir hierdie begrafenis, ek weet nie eens hoe werk het nie, jy weet nou, prakties, maar ek het geleer in my lewe, ek sê nie nooit nee vir 'n begrafenis, as mense my vra, sal jy, sê ek natuurlijk, as dit prakties moontlik is, so ek sal jou begrawe, en dan wil ek eintlik vir jou sê, as jy nou die dag doodgaan, moenie worry nie, iemand sal jou begrawe, okay, iewers sal iemand 'n plan maak met jou, hoor, so moenie daaroor worry nie, en dan trou, ja, ons kan mense trou, het is altyd 'n voorreg om kinders te trou, jong mense te trou, mense te trou, het is altyd net 'n voorreg, en ons doen dit ook graag vir julle, maar ek besef ook dat, wanneer ek met jou praat oor hierdie goed, dan wil ek nie net vir jou 'n lesing gee nie, en ek nooi jou uit, ek vra jou groot asseblief. Ek dink die meeste van julle, as ek nou so kyk, ek dink die meeste van julle het besluit, okay, hier wil ek wees. Ek sê nou vir iemand, julle weet mos waar die woord hier wil ek vandaan kom, jy weet, dis toe Adam vir Eva sien, jy weet, toe sê hy, hier wil ek bly, jy weet, daai. Nou, miskien voel jy dit ook oor die Gracia, miskien voel jy ook, hier wil ek bly, dis waar jy voel, dis nou jou huis, miskien vir die volgende week, maand, of miskien vir 'n tydperk. Maar wat ek wil hê jy moet verstaan is dat ek wil nie hier vir jou 'n lesing gee nie. Ek nooi elkeen van julle om in te koop in dit wat ek hier vir jou sê op hierdie stadium. Ek het baie tyd hieraan spandeer en regtig gebid, want hier is die ding, ek wonder net, en dink net so oomblik saam met my oor dit, miskien oor 5 jaar van nou of miskien moet dit nog langer, oor 10 jaar, wat gaan die mense 'n gemeente voor onthou? Jy weet, as ons nou oor 5 jaar sê, en ons praat oor die Gracia, wat is die ding wat hulle van die Gracia gaan sê? So op hierdie stadium gaan hulle verseker nie sê, joh, hulle het 'n mooi kerk gehad nie. Jy weet, ek onthou, dis een van die goeders toe ons in Piet Retief kom kuier iemand eendag vir my, en hy baie in die geskiedenis in, en ons het oorkant, letterlik oorkant die NG Kerk gebly. En hy sê vir my, Johan, het jy 'n idee, wat se volkserfenis hier oorkant julle staan? Ek sê, nee, is die NG Kerk, wat's nou? Hy sê, nee, en hier sy woorde, dis 'n Gerard Moerdijk gebou. Ek sê, wow, good luck vir hom, ek het nie idee wie dit is nie. Gerard Moerdijk, maar miskien weet jy wie, hy is blykbaar redelik bekend. Maar in elk geval, dit gaan nie een van die goed wees wat hulle van die Gracia sê nie. Miskien gaan hulle sê, hulle het sommer net daar in 'n ou skoolsaal by mekaar gekom. Ons soek 'n plek, net as jy nog nie weet nie, ons soek 'n plek. Iemand bel my in die week en sê, hoor, ons is besig om te bou. Ek sê, nee, hulle weet tot waar bou ons. Ek sê, nee, nie so ver ek weet nie. Weet nie of een van julle dalk besig om vir ons 'n kerk te bou nie, maar net sê, hou ook op soek, weet. Maar, hulle gaan ons dalk nie onthou vir die mooi kerk, dalk onthou vir die plek. Maar hier's wat ek wil glo, sal hulle ons nie dalk onthou vir wat ons geglo het nie. Sal ons nie dalk eerder onthou vir die impak wat ons in Klerksdorp en omgewing gehad het nie. En dis my hartsbegeerte is dat jy sal verstaan dat ek sit goed hier neer, maar as ons nie môre tot Vrydag in die dorp, in die stad, in die universiteit, in die skool uitleef nie, dan mors ons met liefde eintlik maar net mekaar se tyd. Dan hou ons mekaar besig. So die goed moet ons verander, en ek wil jou nie net 4 punte gee nie. Alhoewel ek jou 4 punte gaan gee vanoggend. Maar ek wil jou nie net 4 punte gee nie. Ek wil hê dat daai 4 punte moet die manier waarop jy na jouself kyk verander. Ek wil hê jy moet verstaan dat die woord wat ek vandag vir jou bring is 'n woord wat nou al 'n jaar lank in my hart is. Dat jy sal verstaan dat hierdie gedagtes, jy het dit al gehoor, ek kan nie vir jou iets niets sê vanoggend nie. Miskien vir van julle nie. Maar die meeste van ons het dit al gehoor, want ek wil hê dat jy moet verstaan dat hierdie gedagtes, hierdie 4 punte wat ek jou vandag gee, kan jou lewe verander, en ek nooi jou om deel daarvan te wees. So ons is die Gracia, en dit is vandag deel 2, en vandag wil ek met jou praat, en is dit aanvanklik genoem waardes. Maar dit voel vir my asof hierdie waardes intussen tyd oortuigings geword het. En daar's 'n verskil, want jy sien 'n waarde is net iets wat ek voel belangrik is, maar wanneer dit 'n oortuiging is, dan beteken dit dat ek sal beklei daarvoor, met jy weet nou nie vuisslaan nie, maar weet ek staan op hierdie waardes, en ons kan verskil met mekaar oor dit, maar hierdie is vir my baie belangrik, en ek het verlede week die vraag gevra, waarom bestaan die Gracia?
Maar vandag wil ek die vraag vra, wat glo Gracia? En dis nie wat glo ek nie. Dis eintlik 'n manier wat glo ons. En ek wil jou die storie van ons Gracia logo vertel. En hier is ons logo, en hy is al bekend by die meeste van ons. En ek dink, dis iets amazings. Dis nie net mooi nie, dis nie net, onthou, 'n logo in 'n groot mate is 'n corporate identity. Mense sien dit en dis jou, ons ken al jy weet al die logos van die groot plekke. Jy weet, want as jy die logos sien, dan weet jy, okay, dis dit. Maar Gracia se logo is soveel meer as net 'n identiteit. Want eintlik is dit die evangelie. So ek wil hê jy moet vir 'n oomblik na die logo kyk. En miskien net jy, wat sien jy wanneer jy na die logo kyk? Miskien sien jy, ons was gister in so, eintlik maar 'n wedding venue, maar het hierdie loodglas vensters. En dis min of meer wat ons daar probeer. So enigiemand wat dit sien, dink ek, sal heel eers verstaan dat dis 'n kerk. Ek dink almal sal dit sien en dink, nee, hierdie moet iets met 'n kerk te doen hê. Maar wat ek wil hê jy moet verstaan is dat hierdie is die storie van die evangelie. Dis waaroor, dis die storie van God se genade. Dis die evangelie van God se genade wat ek en jy moet verkondig. En ek onthou dit baie goed, want ek het in hierdie week my herinner aan baie van daai goed wat gebeur het. En dit was so Augustus verlede jaar. Toe ons besluit het, ons begin die gemeente, ons wou dit nuwe begin maak. So ons sê die naam is Nuwe Begin. Maar toe besef ons dat nuwe begin is nou nuwe begin, maar nou is ons 'n jaar later, is nou nie meer nuwe begin nie. So ons soek iets wat iets sê. En Esther het gekom, sy sê iets van God se genade. En dis hoe ons by Gracia gekom het, wat iets sê van God se genade. Maar ek onthou, iemand het gesê, man, hy het 'n hele designers team of 'n bemarkingsspan en 'n afspraak vir my gereël, en ek gaan sit by hierdie mense. Almal Christene, maar nie almal deel van ons gemeente, as ek dit so kan stel, of deel van ons nuwe mense wat ek nie ontmoet. En hulle gaan sit daar en ek sê vir hulle, man, ons het 'n naam, dis Gracia. En hier is een van die vrae wat ek op daai oomblik mee, en luister mooi, want dis iets wat ek en jy mooi moet verstaan. Die vraag wat hulle my vra is, so wat glo ons? Wat glo ons? En hier is die antwoord wat ek hulle gee. Nou sê ek weet, dit voel vir my dat hierdie was waardes, maar met oortuiging kan ek vandag vir jou sê, dat hierdie is goed waarin ek glo. En ek begin heel eers en ek sê vir hulle, ek glo in die kruis. Die kruis van Jesus Christus. En ek weet, almal van ons glo, inteendeel, deur die kruis, deur die geskiedenis van die wêreld, was die kruis nog altyd sentraal in die Christelike geloof gewees. Dis hoekom ons kruise dra. Dis hoekom ons kruise op ons karre plak. Dis hoekom ons kruise by ons huis op het. Dis hoekom kruise deel van ons mens, ons Christen wees is. Ons dra dit. Ons nog mooier kruise, beter kruise, houtkruise, goue kruise, silwerkruise, you name it, kruise. Maar ek wil hê jy moet nou vergeet van die simbool agter dit. En ek wil hê jy moet dink aan die gebeurtenis, hierdie oomblik toe Jesus aan die kruis sterf. En ek nou verlede jaar ook, toe ek bietjie praat oor hierdie waardes van ons, toe kom iemand toe sê, jong, jy's braaf, luister mooi, en hy is hier vandag, hy het dit vir my gesê, hy sê, jong, jy's braaf om 'n Paasnaweek preek, en ek dink September te preek, is ek reg, Christo, September, hy sê, jong, jy's braaf om 'n Paasnaweek preek, toe ek oor die kruis preek. Want iets wat ek ook wil hê ons moet vandag verstaan is, dat die kruis en opstanding van Jesus is nie 'n Paasnaweek gebeurtenis nie. Dis deel van ons menswees. Dis deel van ons geloof. Die kruis bevestig dat Christus elke dag sentraal in ons lewens staan. Die kruis beteken dat my lewe letterlik draai om die gebeurtenis van die kruis. Dit is sentraal in my geloof. Die heel eerste ding wat ons moet verstaan oor die kruis van Jesus, en wanneer ons oor die kruis van Jesus praat, en ons moet dit mooi verstaan is, dat die kruis was nie die einde nie. Dis 'n goeie plek om amen te sê. Ek weet, partykeer maak mense my bang as hulle amen sê, maar die kruis was nie die einde nie. Jy moet onthou dat die Jode wat Jesus wou kruisig, het gedink is die einde. Die Romeine het gedink, dis die einde. Inteendeel, ek dink die een wat die grootste verrassing op hierdie aarde gekry het, was die duiwel. Want hy het ook gedink dis die einde.
Hy het gedink, as Jesus nou eers dood is, dan is al sy probleme op einde. En dan kan hy hierdie wêreld en regeer soos hy wil. En daarom wil ek hê moet verstaan, dat die kruis was nie die einde nie. En dis hoekom die opstanding, gaan nou by die opstanding kom, maar met die kruisiging, die sterwe op die Vrydag, die opstanding op die Sondag, is eintlik in my opinie een gebeure. Jy kan die twee nie sonder mekaar sien nie. En ek wil hê ons moet hierdie ook verstaan, want jy sien, dit was nie die einde vir Jesus nie, maar die kruis is ook nie die einde vir my en jou nie. As jy nou die dag by die kruis kom, waar jy jou sondes bely, en waar jy vergifnis ontvang, is dit nie die einde nie. Inteendeel, dis eintlik maar waar dit alles begin. Dis nie vir ons, die kruis is eintlik ons begin. Dis ons nuwe lewe. En ek wil dit bevestig aan jou met Romeine 6, en jy kan vers 3 en 4 lees, hier is net vers 3 wat sê, uit die boodskap Bybel uit, hy sê, julle onthou, nou Paulus kom en hy praat met die mense, en hy sê, onthou wat by die doop gebeur het. Onthou. En ek wil jou sê, dat die doop is 'n belangrike deel van wat ons glo. Want die doop is die simbool van wat Paulus hiervan skryf. Hy sê, toe ons in die naam van Jesus gedoop is, luister mooi hierna, hy sê, het ons deel geword van alles wat met hom by die kruis gebeur het. En dan skryf hierdie woord, hy sê, van sy dood tot by sy opstanding. Van sy dood tot en met sy opstanding. Paulus beskryf dit as een gebeurtenis. Hy sê, en ek en jy moet verstaan, dat as ek en jy by die kruis kom en ons sterf vir hierdie ou mens, dan is dit nie die einde nie. Dis die nuwe begin wat vir ons ook op daai oomblik begin. Romeine 6 vers 8 sê, en hier is iets wat ek en jy in ons wese moet verstaan en glo. Hy sê, ons het saam met Christus gesterwe. En daarom glo ek, ook sal saam met hom lewe. En dis hoekom hierdie tweede oortuiging van die opstanding, vir baie jare al. Ek onthou dat ek in een Paasnaweek, het ek baie spesifiek oor hierdie gebeurtenis, die kruisiging en die opstanding gepreek. En hoe het ek in daai voorbereiding van dit besef, dat hoe ons, in my opinie, wil ek sê, ons het die opstanding van Jesus eintlik verwaarloos. Regtig waar. En ek onthou nou, iemand het na daai preek, het hulle vir hulle hangertjie gaan maak wat die oop graf simboliseer. Want ek het nog nooit by iemand, ek sien die kruis oralster, maar ek sien nie 'n oop graf of 'n leeg graf by mense nie. Dis nie iets wat ons het nie. Maar ek onthou dat ek een keer, ons was op 'n silent retreat, ek en Esther gewees, waar jy weet nie wie, kyk, vir 'n man is dit moeilik, maar vir 'n vrou is dit verskriklik moeilik, waar ek dink vir 3 dae, waar jy nie mag praat eintlik nie, weet. Dis rarig, jy loop daar rond soos 'n monk, jy weet, stil, maar nie, dit is sulke visuele goeders. Maar onder andere, een van die goed wat jy, dan gaan sit jy en kyk net daarna, en dan is dit onder andere ook die graf wat leeg is. En wanneer jy daar sit, en niks sê nie, niks hoor nie, net die beeld van hierdie oop graf sien, en het spreek in jou hart, en dan verstaan jy, dat die kruisiging sonder die opstanding, is net 'n halwe waarheid. En dis die tweede waarde wat ons het. En dis nie 1, 2, 3 in stappe van belangrikheid nie. Dit is almal een, want dis almal die evangelie van Jesus Christus. So die opstanding, want ek besef dat, en luister mooi wat ek nou sê, want hierdie is goed waaroor ek so ernstig gedink en gebid het, en dit is, dat my mislukkings, en jou mislukkings, en ons verleentheid, en ons sonde, en die goed wat ons wens nooit gebeur het nie, mag nooit die finale definisie oor ons lewens wees nie. As jy jou vandag hier sit, en jy definieer jouself nog steeds op grond van jou sonde, verstaan jy nie wat by die kruis van Jesus gebeur het nie. Ons mag dit nie daar los nie. Ek los daai, my verleentheid, my mislukkings, my sonde, los ek by die kruis. Maar dit is nie die einde van my nie. Want jy sien, dan leef ek met hierdie oortuiging, dat nou leef ek 'n nuwe lewe. Ek leef nie meer in daai ou lewe nie. En is moeilik. Vra my. En ek seker julle kan getuig van hoe moeilik is dit om daai identiteit daar te los. Dis vir ons partykeer makliker om onsself
te definieer op grond van ons mislukkings, as op grond van die feit dat ons eintlik kinders van God is. En dit het alles by die kruis gebeur. Jy sien, ons word deel by die kruisiging van Jesus en die opstanding, word ons deel van iets, ek wil sê iets meer, iets groters. Ek wil sê, dis iets wat meer lewe het, as wat jy ooit kan lewe, as jy nie daai belewenis gehad het nie. Dis 'n lewe saam met Christus. En nie is iets wat ons moet verstaan oor 'n lewe in Christus, soos wat Paulus van praat is dat Jesus beter weet as jy wat goed is vir jou lewe. En as jy daai lewe leef, dan leef jy hierdie opstandingslewe saam met hom. Kom ons kyk net, Romeine 6 vers 8 net nog 'n keer. Hy sê, ons het saam met Christus gesterwe. Dis 'n feit, verstaan dit almal. Maar dit stop nie daar nie. Hy sê, hier kom die tweede gedeelte wat net so waar is soos die eerste gedeelte, en dit is, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Dis 'n lewe op hierdie oomblik, elkeen van ons, om te verstaan, dis 'n lewe saam met Jesus. Ons kry 'n nuwe lewe by die kruis. Ons sterf, maar ons staan op. Dis een gebeurtenis. My dood en opstaan, een gebeurtenis. En ons moet verstaan, ek wil dit net nog een keer sê, dat die kruis was nie die einde nie. Nie vir Jesus nie, ook nie vir my nie. En ook nie vir jou nie. Nie vir Jesus, ook nie vir my nie. Eintlik mag jou sonde jou nie definieer nie. Luister 'n bietjie na hierdie teksvers. Nou kom Petrus jare later, en hy skryf hierdie 1 Petrus 1 vers 3, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. En dan hierdie sinnetjie wat so belangrik is vir ons. Hy sê, in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Hoe dit gebeur? Deur die opstanding van Jesus Christus uit dood. Hy sê, nou het ons 'n lewende hoop. Daar's iets wat ek en jy moet verstaan is dat omdat Jesus opgestaan het, het ek opgestaan, het ons opgestaan. En nou is daar hoop in ons lewens. Ons lewe is nie tot verniet nie. Ons lewe is nie, letterlik wil ek sê, 'n gemors nie. Ons lewe is nie 'n mislukking nie. Ons het hoop dat ons lewens tot eer van God iets gaan beteken. En vir al die by die grasie wil ek glo, dat my en jou lewe gaan en beteken wel iets. Maar dit bring ons by die derde, en nou is ek besig om met hierdie span te deel. Ek sê die derde ding wat ek in glo, is die Bybel. En ek gebruik hierdie woord, ek sê, dis die lewende woord van God. En hulle vat hierdie gedagte van lewende woord, en ek love it so baie. Hy sê, want, jy sien, die Bybel is God se lewende woord. Ek kan nie vir jou begin vertel, hoe dat die duiwel my aanval op hierdie ding nie, want jy sien, ons wil baie, en ek sien dit, ek sien op social media, hoe dat mense baie keer die Bybel bevraagteken, maar hoe dat ek in my wese glo, dat die Bybel is God se lewende woord, tot vandag toe, dit het nog nooit ophou praat nie, ek glo die Bybel, en jy moet hoor, soos gister loop ons in Koem, en ek kyk na al hierdie Bybelvertalings, en hulle vra 'n vraggeld vir 'n Bybel. Dis skrikwekkend wat kos 'n Bybel. Jy weet, dan dink ek, jong, julle maak lekker geld uit hierdie evangelie van Jesus Christus wat verniet is. Maar kyk na hierdie verskillende vertalings en ek dink hoe relevant elkeen van hulle is. En ek dink aan 2026. Ons lewe in 'n moderne tyd. Ons lewe in 'n tyd waar alles bevraagteken word en waar jy niks meer kan glo nie. Het jy al wanneer laas het na 'n foto gekyk en wonder, is dit real? Daar gebeur iets en onmiddellik weet jy, jong, ek dink AI het iets hiermee te doen. Nou kyk ek nou nog van 'n kat wat so op 'n bank sit en lag, nee. Maar dis so cute, nee. Daai kat lag so lekker. Maar jy weet, dis nie real, dis onmoontlik vir ons, regtig, vir my en jou, is dit onmoontlik om vandag te onderskei tussen wat werklik is en wat vals is. Maar hier is een ding wat ek weet in 2026. Ek weet verseker, daar's nog nie 'n beter oplossing vir ons wêreld as wat in die Bybel vasgevang is nie. Miskien moet jy 'n bietjie soek daarvoor. Miskien moet jy 'n bietjie rondblaai. Miskien moet jy hom maar so lees, so van 'n punt af. Maar iewers in die Bybel praat hierdie lewende woord van God in ons lewens in. Die Bybel leer ons hoe om vir mense lief te wees.
Die Bybel leer ons hoe om met ander mense reg te kom. Ek lees nou nog iemand skryf, hy sê, ek hou eintlik baie van mense. Hy sê, maar dan begin hulle asemhaal en praat en al daai goed. Maar die Bybel leer ons hoe om mekaar te verdra, hoe om vir mekaar vriendelik te wees. As jy net een konsep in die Bybel vat, dan ons praat van die mekaar konsepte. Hoe dat die Bybel ons leer hoe om mense oor die weg te kom. Dan kan jy agterkom, hier is 'n groter waarheid as net iemand wat eendag gaan sit het en 'n klomp goed neergeskryf het. Bybel is die lewende woord van God in 2026. Die Bybel leer ons om te vergewe. Die Bybel leer ons om goeie dinge te doen. Die Bybel help ons om te verander. Hoor mooi. Jy kan nie die Bybel lees en nie verander nie. As jy ernstig is oor die Bybel, en ek gaan dit vir jou sê, ek glo dat niemand vir God meer lief is as wat hy vir die Bybel is nie. En ek weet, inteendeel is een van daai, ek weet nie, ek het die gawe van lees. Ekskuus, ek het die ding. Ek het die gawe van lees. God het my die gawe van lees gegee. Ek love lees. As ek nie kan lees nie, dan raak ons gaan so op 'n stadium, einde van volgende maand gaan ons so op 'n paar dae op 'n staptoer. Nou sê hulle, as nie krag en nou my groot vrees is, wat gaan ek lees? As ek nie kan lees nie, dan raak ek paniekerig. Maar ek weet baie van ons lees nie. Maar iets wat ek vir jou wil vra is, al lees jy niks nie, maak seker dat jy elke dag ten minste net iets uit die Bybel uitlees. Ek pleit vir jou. Want die Bybel is die lewende woord van God. Ek sal nooit vergeet, hierdie is 'n gevangene wat eendag geskryf het. Hy sê, iemand het vir hom 'n Bybelpersent gegee en hy het gedink, dis amazing. Hy sê, want niks rook dag beter as Bybelblaaie nie. Maar wanneer hy blaai so skeer, en hy rol hierdie, dan sit en lees, dis amazing. Dan sit en lees hy in hierdie Bybel, dit wat oor is. Hy sê, en ek het hom gerook. Hy sê, ek het hom gerook deur Matteus, en ek het hom gerook deur Markus. Hy sê, maar toe ek in Handeling kom, toe rook hy my. Dit is nie verstommend nie. Ek sal nooit die storie vergeet van Nicky Gamble, en jy kan dit gaan lees. Hy sê Nicky, en sy pel se naam is ook Nicky, en Nicky Gamble van Alpha, en is net 'n amazing getuienis, maar ek sê nooit, dit so indruk op my gemaak, want hy sê, een aand kom sy klas, of sy kamermaat, hulle is op universiteit, en sy kamermaat sê vir hom, hy het sy hart en lewe vir die Here gegee, hy is nou 'n Christen. En hy wat Nicky Gamble is, dink jy, hierdie ou was eintlik 'n nice ou geweest, wat het nou fout gegaan, jy weet, en nou sê hy Christen, hoe weird is dit? En hy vat die Bybel, want nou wil hy agterkom, wat sê hierdie Bybel, wat maak het sy goeie vriend nou weird geraak het, en hy begin die Bybel lees, en daai woord van God, jy kan nie anders verander hom, en maak hom eintlik wêreldbekende prediker. En ek en jy staan hier, ons het die Bybel, en letterlik, dink ek, het ons Bybel, stapels Bybels in ons huise, en ons het meer Bybels wat ons kan lees, en ek vra vir jou, gee hulle almal weg, maar hou vir jou een, wat jy net kan oopmaak en lees elke dag van jou lewe, of lees om vir jou, doen net iets om te lees. 2 Timoteus 3 vers 16 skryf dit, hy sê die hele skrif is deur God ingegee. En hierdie is waar. En as jy die Bybel op enige manier lees, sal jy weet dis waar. Hy sê, dit is nuttig vir onderrig, vir teregwysing en vir toerusting, sodat elke kind van God gereed kan wees vir elke goeie werk. Jy verstaan dat God se plan met almal van ons is goeie werke. Hoe kom ons op daai plek? As jy die Bybel lees. En ek vra jou, dis ek en jy, dis die Bybel wat ons vorm, dis die Bybel wat ons lei, dis die Bybel wat ons help om te word wie God wil hê ons moet wees. Dis die Bybel wat ons help om te verander. Dis die Bybel wat op die einde van die dag vir ons sê wat reg en verkeerd is. En as jy erns maak met die Bybel, sal dit jou die man maak, die vrou maak, wat God wil hê jy moet wees. Toets my daarin. En dan interessant, hierdie laaste een, was iets wat ek op daai stadium net besig was om te lees. En ek is besig om te lees in Lukas. Maar hierdie het my so aangespreek, want jy sien, dit is die vlam, hierdie vlam is letterlik in my opinie, dis net symbolies van die passie wat ons vir God behoort te hê. Maar ek lees hier in Lukas 24 vers 32, dit was so Emmausgangers, en jy kan maar as 'n preek vir sy eie, maar hulle het geloop en Jesus al verskyn, Jesus nie herken hoe dit ook al gewerk het nie, maar
Maar Jesus kom en die Bybel sê hy het die skrif vir hulle uitgelê. Terwyl hulle die Bybel lees of hoor, gebeur daar iets. En hulle skryf hierdie woorde, hy sê, was ons harte nie vuur en vlam in ons, toe hy met ons op pad gepraat het, en die skrif vir ons geïnterpreteer het. Was ons harte nie vuur en vlam, een van die ander vertalings sê, brandend. Was ons harte nie brandend gewees? En as jy nou van Lukas, laaste hoofstuk van Lukas, maar die boek wat net na Matteus, Markus, Lukas, Johannes is Handelinge. En Handelinge gee vir ons 'n prentjie van hierdie mense wat vuur en vlam entoesiasties was vir God en God se woord. En hoe dit hulle letterlik, op 'n stadium praat hy van, hy sê, hulle die wêreld op sy dak gedraai met die woord van God. Mense het kennis geneem, ek het nou die dag daaroor gepraat, in Handelinge 8, dan lees jy daarvan, hy sê, oral waar hulle gekom het hulle die evangelie van God se genade verkondig. Is amazing. Ek het nie eens elke dag besig daarmee, hierdie entoesiasme, ek weet nie wat wil jy het noem nie, passie, wat die vroeë kerk gehad het, behoort vandag nog steeds in ons lewens te wees. Op 'n manier moet ek en jy nog steeds ywer hê, liefde hê, vreugde hê, en alles van dit kry ons wanneer ons in die Bybel is, en hierdie entoesiasme aan die brand gesteek word in ons lewens. Ek besef, en ek wonder toe, en dan dink ek, is ek reg as ek sê, die Bulle het gister teen Vrystaat 'n pak slaag, is ek reg? Teen die Pumas, Griekwas, is Griekwas 'n rugbyspan, en die Bulle het verloor teen hulle, sleg verloor. Is jy 'n Bull ondersteuner? Verseker, jy kan hom sien, hy beskerm sy span. Want eintlik wil ek vir jou sê, ek en jy moet so entoesiasties raak oor God en hierdie evangelie van God se genade, soos 'n Blou Bull ondersteuner oor sy span. Ek het 'n vriend, hy's oorlede verlede jaar. En hy is 'n verskriklike Blou Bull ondersteuner. En eendag is ek op die lughawe en ek sien hulle het 50% afslag op al die Blou Bull goeders wat hulle afgekoop. Nou stuur ek vir hom foto. Nou sê, yes, great, hy gaan 'n bietjie draai maak. As ek is dit oor dit 'n slegte span is. Hy stuur hy vir my so lang lys. Jy kan sien, het jy op 10 minute gevat om te Google. Elke trofee wat die Blou Bulle gewen het in die geskiedenis van die wêreld. En ek sê vir hom, dit bly 'n slegte span. En hy stuur vir my goed terug wat ek nie nou mag sê nie. Dis die kanseltaal. Hy het 'n vurige Blou Bull. Jy moenie aan sy span vat nie. As jy negatief oor sy span praat, is hy kwaad. Vir seker 2 weke praat ek en hy nie met mekaar. Hy wil nie, antwoord nie my oproepe nie, bel my nie, niks, terwyl ons eintlik weekliks met mekaar gepraat het. Want ek het sy span aangevat. En nou eintlik wil ek vir jou sê, daar's iets van passie vir God en sy woord, vir die evangelie van God se genade, wat ons verloor het. En ek dink sommer nou net, dis nie op die bord, maar jy kan hom gaan lees, Romeine 1 vers 16, een van die mees fenomenaalste tekste in die Bybel. Wanneer Paulus, wat hierdie evangelie probeer uitroei het, hierdie woorde skryf, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hy sê, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want is die krag van God tot redding. Die tyd wat ek en jy moet verleef wees oor God en sy woord is verby. As dit die antwoord vir ons wêreld is, die antwoord is vir krisisse, die antwoord is vir elke moeilikheid waardeur ons gaan, dan is dit God se woord. En ek probeer nie vir jou sê, ek lees nou die dag, hulle sê die kerk se verskoning wanneer iemand deur moeilike tye gaan, dan sê hulle vir hom glo net. Of die ander een is bid net. Ek is nie daai ou nie. Ek is nie daai ou wat vir jou sê glo net, bid net. Maar ek is daai ou wat vir jou sê, terwyl jy deur daai krisis gaan, en my toets, gaan jy iets beleef van God wat met jou is. Gister by daai begrafnis, hulle het gevra, ek moet Jeremia 33 vers 3 gebruik. Wie van julle weet wat staan Jeremia 33 vers 3? Hy sê, roep my aan, en ek sal jou wys, groot en ondeurgrondelike dinge. Nou Dawid skryf in Psalm 51, skryf hy dieselfde, hy sê, die teks sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou red. En nie wat iemand eendag sê, hy sê, jy sien hierdie Psalm 51 en Jeremia 33, is eintlik my en jou
telefoonlyn hemel toe. Wanneer ons in 'n krisistyd kom, dan bel jy dan, of dit nou 777 is, of wat jy ook al bel, maar iewerster sal iemand antwoord, en God sal met jou wees. Nou sê iemand, nee, maar hulle het ook vir ateïste so 'n lyn. 'n Lyn wat die ateïste bel, wanneer hulle in krisisse is. Hulle bel 666. Wat dink jy gebeur wanneer hulle bel? Niemand antwoord nie. Daar's niemand vir hulle nie. Maar wanneer ek en jy uitroep en sê, Here, ek's nood, Here, ek's krisis, ek sê, Here, haal jou nie in 'n oomblik uit daai krisis uit nie. Maar daar's een ding wanneer jy oor 'n week, 'n maand of oor 'n jaar terugkyk, dan sien jy hoe dat God jou daardeur gedra het. Ek weet hoe dat hy voorsien, en hy doen dit ook, en ons is so dankbaar daarvoor. Deur die genade van God, gee die kruis, luister mooi, vir ons 'n nuwe begin. Deur die genade van God, gee die opstanding vir my en jou nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n nuwe mens wees. Hierdie lewende woord van God vorm ons lewens elke dag. As ek erns maak met dit wat ek lees, dan is dit besig om my te vorm om te word die man en die vrou wat God wil hê ek moet wees. En wanneer ek hierdie vlam, hierdie entoesiasme in my lewe het, dan begin ek leef tot eer van God. Entoesiasties raak oor God en sy plan met my as 'n individu, maar ook met ons gemeente, met die Gracia, of waar jy ook al jou huis vind. En vandag besef ons waaroor gaan die Gracia. Maar volgende Sondag wil ek eintlik vir jou sê, jy weet wie ons is, ek wil hier 'n statement maak van wie ons is. Want hier is die ding wat ek besef is, en dis slim mense wat dit sê, hulle sê, as jy nie staan vir iets nie, hoor mooi, as jy nie staan vir iets nie, val jy vir enigiets. En volgende week wil ek vir jou sê, jy weet, wat hierdie waardes wat ek glo oortuigings word, want hierdie waardes wat oortuiging word op die einde van die dag identiteit. Op die einde van die dag word dit wie ons, wat ek glo God wil hê, die Gracia moet wees. Want as hierdie waardes nie net mooi lyk teen die muur, ek nou gesê, party kerke het 'n ding deur die muur, ek was eendag by die kerk, nou sê ek lees dit, nou sê ek sien hulle waardes, nou sê ek, hoor, sê bietjie vir my julle waardes. Ja, sê die ou, hulle het nie eintlik nie. Dit staan teen die muur opgeskryf, maar dis nie wie die Gracia moet wees nie. Ons waardes is, heel eers die kruisiging van Jesus Christus, die opstanding. Ons waarde moet wees, en kan nie anders as die lewende woord van God nie. En ek en jy kan nie anders as om entoesiasties te word oor hierdie groot genade van God nie. Ons kan nie anders dan nie. So volgende week wil ek hê dat ons hierdie oortuigings moet ons identiteit vorm. En Handelinge 20:24 waar Paulus kom sê my lewe is kosbaar, maar dit is nie belangrik behalwe as ek doen waarvoor God my geroep het, dat ons dit gaan begin uitlewe nie. So volgende Sondag wil ek julle nooi, wanneer ons statement, ek wil dit sommer in Engels noem, dit gaan Afrikaans wees, maar verklaring doen dit nie vir my nie. Ek wil hê julle weet, volgende Sondag wil ek hê ons moet die statement maak van wie ons is, wie ons glo God wil hê ons moet wees. En ek nooi jou om saam met my daaroor te bid. Volgende week wil ek bietjie met die hart van die saak hoor. So ek wil julle vra om saam met my te staan en ons gaan afsluit. Ek wil jou vir 'n oomblik vra, want jy sien iewers in almal van ons se lewens, was daar 'n dag wat ons so opgewonde was oor God se verlossingskrag. Gewoonlik kort nadat ons tot bekering gekom het. Maar iewers in ons lewens kan ons onthou ook so entoesiasties was, ook die wêreld wou verander. En dan op 'n dag, dan het daai vlam so bietjie dood gegaan. Miskien so, eintlik praat nou dag oor die saaier gedeelte en die saaier kom en hy gebruik hierdie woorde, hy sê, man, party van hierdie saad het vinnig opgekom. Hy sê, maar dan het die sorge van die lewe gekom. En daai saad doodgemaak. Partykeer is dit, jy weet die sorge van die lewe maak ons partykeer so moedeloos, dat hierdie vlam vir die evangelie van Jesus Christus doodgaan. En vandag wil ek vir jy met saam my glo, dat die antwoord vir ons wêreld bly nog steeds Jesus. Oplossing vir ons wêreld, kan ek maar sê wat ek altyd gesê het is, as almal vandag begin glo in wat die Bybel ons leer, is ons wêreld môre beter. Rarig, ek weet net, ek glo dit. Ek sien hoe mense se lewens verander,
wat erns maak hiermee. So ek nooi jou om saam met my te bid en vir my uit jou hart uit toe te laat dat hierdie vlam net opnuut in jou aansteek. Vader in die hemel, dankie vir vandag. Here, dankie vir elke man en vrou, elke kind wat vandag hier staan, betrokke is by die Gracia. Dankie dat U hulle roep en ook die gemeente roep. Dankie dat U 'n plan het met ons. Vandag wil ek sê dankie vir die kruis. Ons het dit nou gesing, ek weet nie of jy kan onthou nie. So ons sing en sê, I'll never know how much it cost. Keep my sins on that cross. I'll never know. Ons sal nooit verstaan die prys wat Jesus betaal, maar hy het dit betaal. Hy het. So dankie vir die kruis. Maar Here, dankie dat dit nie eindig daar nie. Dankie dat die kruis nie die einde was nie. Dankie vir die opstanding. En die nuwe lewe wat daarmee gepaard gaan. Nuwe begin vir baie van ons, Here. So sondes bely by die kruis, ons verleenthede daar gelos het, staan op in 'n nuwe lewe. En Paulus kom en sê, vergeet nou die goed wat agter jou is. En strek jou uit na wat voor is. Want God se plan vir my en jou lewe lê in die toekoms. Here, dankie vir U lewende woord. Wat vandag nog steeds in ons lewens inspreek. Wat vandag nog steeds ons lewens verander. Wat nog steeds vandag ons help om beter mense te word. En Here, ek dank U ook vir hierdie vuur, entoesiasme van die evangelie. Here, evangelie waaroor ons baie opgewonde kan en mag wees. En ek bid nou, Here, dat hierdie nie net mooi woorde sal wees, nie net 'n waarde wat ons iewers opsit nie, maar Here, ek bid dat ons diepste oortuiging sal wees en dat ons uit dit uit sal lewe. Here, ek bid vir elkeen dat hierdie kernwaardes, dat ons dit deur gebed, maar ook deur die woord en deur ons lewe saam met God, Here, ons diepste oortuiging word wat ons vorm en ons help om te wees wie U wil hê ons moet wees. En Here, oor 'n jaar of wat van nou af, ek bid so uit my hart, dat wanneer mense praat oor die Gracia, al die negatiewe goed eenkant sal wees, en waar iets gespreek word oor, dis mense wat 'n verskil maak, dis mense wat anders leef, dis mense wat glo, dis mense wat in geloof lewe. Ek bid dit in Jesus naam as jy saamstem, sê amen.